Ons het nou al oor 1000 kilometer gedoen en is reeds meer as 2 maande op die pad. In vandag se episode ry ons van Hopetown af tot waar ons die Modderrivier kruis op pad Boshoff toe. Ons maak 'n draai in Orania om uit te vind waarmee hulle self besig hou. Kruis die Oranje rivier oor die ou Waarbrug net buite Hopetown. Gaan delf in die ryk geskiedenis rondom Jacobsdal. Vind uit hoe hulle wyn maak hier in die middel van die Vrystaat. Kuier by die Oranje Riet waterskema se mense en onthou die boereoorlog se helde by die slagvelde van Magersfontein en Paardeberg. Hallo, ons het laasweek al hier op Hopetown aangekom. Net oor die bult in Orania is koeksusters ook koesusters, of sommer net deegkajens. Maar dit is nie al wat in Orania gebeur nie. Orania was oorspronklik 'n dorp wat deur die departement waterwese gebruik is tydens die konstruksie van die Van der Kloofdam. Hierdie dorp was tot 1988 in gebruik. Daarna het dit leeg gestaan en is in 1991 op 'n veiling verkoop aan die Afrikaner Vryheidsstigting. Daar is op die oomblik 700 inwoners in Orania en die interessantste is dat hierdie mense almal selfonderhoudend is. Goed, die hele Orania is deel van 'n Bavaria of vorm 'n Bavaria. Ons het baie moeite gedoen met ekologies volhoubare beplanning. Ons het 'n stadsbeplanner aangestel wat vir ons 'n volledige holistiese plan uitgewerk het vir Orania se ontwikkeling. Dit is vir ons baie belangrik dat ons op die langtermyn volhoubaar sal kan voortgaan. En daarom het ons al reeds dinge geïmplementeer soos vullisskeiding by bron van oorsprong. Ons het almal 4 of 5 asstrome by die huis, een vir metaal, een vir plastiek, een vir glas, een vir nie herwinbare vullis en een vir herwinbare kombuismateriaal soos enigiets waarvan mens kompos kan maak. Hier is almal baie bewus van herwinbare bronne en neem verantwoordelikheid om natuurlike hulpbronne te gebruik. Daar's oral sonpanele en droë rioolstelsels word oral geïmplementeer. Deel van die volhoubare ontwikkelingsplan is die plaaslike geldstelsel, die ORA. Die ORA werk soos 'n koopbewys, maar vir elke ORA in sirkulasie is daar 'n rand in die bank besig om rente te verdien. Hierdie rentes word gebruik vir gemeenskapsprojekte, soos 'n breëband internetstelsel en 'n plaaslike radiostasie. Goed, Orania werk op 'n aandeleblokskema. Dus as jy wil eiendom koop in Orania, dan koop jy 'n aandeel in die maatskappy. Baie veilige stelsel, waarskynlik een van die veiligste stelsels om geld in te belê. Maar die eiendom wat jy koop, as jy enige verbeterings daarop aanbring, dan is dit vir jou voordeel. Dus as jy weer jou eiendom verkoop, dan is daardie verbeterings tot die voordeel van jou eie sak. Hier is ook baie interessante boumetodes, weereens gerig op ekologiese volhoubaarheid. Die plaaslike argitek fokus daarop om huise te ontwerp wat passiewe energie gebruik. Daar word gebruik gemaak van strooibale om mee te bou. Hierdie huise is uitstekend geïsoleer nadat dit gepleister is. Dit maak die huis koel in die somer en lekker warm in die winter. Daar word ook met polistireenblokke gebou, wat amper soos Lego blokkies in mekaar gepas word en dan met beton gevul word. So 'n huis se mure kan binne 1 dag gepak en gevul word. Hier word ook huise op konvensionele metodes gebou, suursteenhuise, gewone gepleisterde huise. Daarvoor moes ons weer nuwe bouspanne oplei, want daardie vaardigheid het verval by Afrikaners, omdat dit nooit meer gebruik is nie. Maar ons is trots om te sê dat ons ten minste 8 voltydse bouspanne op die oomblik in Orania het, en hulle kan nie voorsien in die aanvraag nie. Ons weet nie hoekom mense dink dat ons hier geïsoleer word, of dit is omdat ons in die Karoo woon, waar hier 'n eilbevolking is nie. Maar Hopetown en Petrusville is ook in die Karoo, en ons het nog nooit gehoor dat hulle geïsoleerd is nie. Verder het ons die teerpaaie na beide kante toe oop. Mens kan inkom en uitgaan soos wat jy wil en wanneer jy wil. Ons het in Orania breëband internet vir die hele gemeenskap beskikbaar, en anders as in China waar mens nie sekere webwerwe mag besoek nie, kan jy in Orania enige webwerf na hartelus besoek en in verbinding bly met die hele wêreld. Ons kyk dieselfde televisie as die hele wêreld. Ons het ook skottels hier in Orania. Ons is nie om daardie rede geïsoleer nie.
Verder kry ons weekliks joernaliste op besoek van oor die hele wêreld. Jy kan maar enige land noem in die wêreld en hulle joernaliste het al op by ons besoek afgelê. Hulle besoek ook dikwels die kinders by die skole. Dus leer die kinders by die skole ook al om te onderskei tussen 'n Franse en 'n Amerikaanse aksent en kry hulle gewoonlik geleentheid om vrae te stel aan die joernaliste en daar's lekker oor en weer kommunikasie. Ons reël heel gereeld internasionale konferensies hier waar ons internasionale sprekers hier laat optree. En ons is ook vir besoekers. Enige iemand kan enige tyd kom kyk hoe Orania lyk. Ons skakel met byvoorbeeld met die Fort Hare Universiteit. Ons het goeie bande met hulle. Ek sal graag wil hê iemand moet vir my verduidelik hoekom Orania gesien word as 'n plek van isolasie. Ek verstaan dit nie. Rustig stofpad laat